Broers en susters in Christus, familie van Laagveld gemeente. Weer eens hartlik welkom by die aanlyn erediens van vandag. Dit is die 24ste Januarie 2021. Dankie dat u ingeskakel het en mag u ook 'n opbouende en inspirerende boodskap kry vanuit die woord van God. Die woord van God wat natuurlik die stem is van God. 'n manier hoe God ook met ons praat. Ons het laasweek gesien, God praat deur sy skepping. Die magtige stem van God is sigbaar in groot storms, maar ook God praat deur sy woord met ons en ek praat ook deur sy Heilige Gees met ons. En mag u vandag 'n boodskap kry vanuit die woord van God wat u moet hoor vandag. Baie welkom en dankie dat u ingeskakel het. Die ligging, u wonder seker waar is ek? Die bordjie gee dit vir ons weg. Ek is by Moketsi se treinstasie. Ryk geskiedenis hierso. Hy's ongelukkig nie meer in werking nie, soos die land se logistiek verander het, maar ek is vandag hier in die buitelug by Moketsi se treinstasie en u sal nou uitvind hoekom ek hier staan. Die rede is ook ons tema van vandag gaan oor een van die eienskappe van God. Daar's klomp eienskappe van die God wie ons aanbid. God is almagtig, God is alomteenwoordig, maar vandag fokus ons op Psalm 139 wat vir ons sê God is alwetend. En God wat alwetend is, alles van almal weet, dieselfde God gee om oor u as individu. U is gedoop, u is gemerk, u is God se kind, soos 'n boer sy bokke en skape merk, so merk God ook sy kinders, en die doop is natuurlik die teken en die sakrament daarvan wat God ingestel het, om te sê, jy is myne, en ons behoort aan die Here, en dit gee vir ons so baie troos. Baie dankie dat u ingeskakel het. Ons gaan nou eers oor na die afkondigings voor die diens begin. Die eerste afkondiging is verjaarsdae. Laas Sondag het Albertus van der Merwe verjaar, en die hele week van laasweek is al niks verjaarsdae nie. En dan môre, die 25ste, die maandag, verjaar Henry Lou. Dit is natuurlik die man van Marike Lou. Marike is die kleindogter van oom Theodiekie. Henry Lou verjaar, en hulle het ook nou hulle tweede kind nou onlangs gekry. So ons is baie bly as gemeente saam. Is ons baie bly daaroor. En ons het natuurlik hulle eerste seentjie Heinrich gedoop. Ek dink 2019. En ons is saam met hulle baie bly oor die tweede seentjie. En dan Tannie Ansie Pieter se verjaar ook maandag die 25ste Januarie. Baie geluk aan Tannie en mag dit vir 'n wonderlike jaar wees. En sy is natuurlik die vrou van oom Mac van der Merwe. Tannie Ansie ook 'n diaken hier in ons gemeente. Ons is baie bly vir julle en ons is saam met julle bly vir nog 'n jaar wat die Here julle gespaar het en ons weet die volgende jaar gaan ook groot seën inhou vir julle. Dan Woensdag verjaar Paul de Kok Jr. Daar's 3 Paul de Koks wie ons ken, dis die oupa, die seun en die kindjie. Dis die seentjie wat verjaar die 27ste, as ek reg is word hy 4. So baie geluk ook aan jou klein Paul. Mag dit 'n wonderlike jaar wees. En dan Donderdag verjaar oom Lourens die jager. Hy woon natuurlik in die pastorie. Hy's onlangs ook ingeseën as 'n ouderling en sy vrou as 'n diaken, oom Lourens. Dis goed om oom nog hier in Moketsi wêreld te sien en ons weet dit gaan 'n goeie jaar wees vir julle ook. So baie geluk oom Lourens, Paul de Kok Jr., Henry Lou en Ansie Pieterse. So dis die verjaarsdag vir hierdie week tot en met volgende Sondag. Volgende Sondag is natuurlik die 31ste Januarie. Die tweede afkondiging is dat in die volgende video kan u sien ons het besluit om net mense in nood te gaan help en veral die mediese personeel en die dokters. Ons weet hulle is ongelooflik besig, werk baie oortyd. Hulle is amper op die punt van uitbranding en ons van ons kant wil ons hulle net ondersteun en ek het dit goed gedink om goeie, gesonde vars produkte vir hulle te gaan kry by Moketsi Mark en dit vir hulle te gaan aflaai. So van die dokters en die mediese personeel het gesonde, voedingsryke vrugte en groente hierdie week gekry. Indien u van iemand weet in ons gemeenskap wat swaar kry, indien daar iemand is wat in 10 dae isolasie moet wees as gevolg van 'n positiewe COVID-toets, indien daar iemand op die hart is wie u wil uitreik en op 'n so 'n manier vrugte en groente te gee, laat weet my, ons maak 'n plan, ons koop by die mark en ons vat dit vir hulle. Ek dink dit is 'n baie goeie ding om te doen vir iemand anders, want vrugte en groente is natuurlik so gesond vir mense en ons moet ons immuunstelsel sterk hou in hierdie tyd. So laat weet my, dis net nog 'n manier hoe ons as Christene en ons as gemeente kan uitreik na ons medemense in nood. So dis die volgende afkondiging, dan is die afkondiging, die derde een is die doop. Kyk na die volgende foto's.
Ons het laas naweek het ons die vreugde ook met u gedeel as gemeente. Ons het twee kleintjies gedoop in die gemeente. Ons het Albertus en Joanay se dogtertjie gedoop en ons het ook vir Burgert en Megan se dogtertjie gedoop. Elsa en Joni is twee nuwe kindjies, deel van ons geloofsfamilie en mag ons as gemeente ook hulle help om hulle geloof op te bou en te groei vir al hierdie twee kleintjies. En so as gemeente is ons baie bly vir nuwe lidmate en vir nuwe kindjies wat ons gedoop het en ons is bly om dit met u ook te deel. Dan die vierde afkondiging is die vraag, wanneer maak ons weer die kerk se deure oop? Dit is moeilike tye, die president het sommer die reëls vir ons gemaak, die kerke mag nie oop wees nie, maar tot verdere kennisgewing gaan ons nie fisies by mekaar kom in die kerk nie. Die tweede golf, dit lyk of die statistiek bietjie afneem in baie plekke, maar dit is nog steeds hoë risikotye, so tot en met verdere kennisgewing is daar geen fisiese eredienste nie, maar ons hou aan met die aanlyn dienste. Net nog 'n afkondiging voor ek vergeet, ons wil ook die punte van die teks, van die boodskap wil ons probeer onthou en 'n goeie manier om dit te onthou is om dit 'n woord per punt op te breek en vandag gaan ons na die volgende 3 punte kyk en in hierdie manier kan ons ook nuwe Sepedi woorde leer om met die mense in ons gemeenskap beter te kommunikeer. Die eerste punt gaan ook oor hoe God omgee vir voëls. Elke voeltjie ken hy en hoeveel meer gee hy nie om vir ons nie. So die eerste woord vir vandag, bird, kan ons vertaal met nonyana. Nonyana beteken voeltjie. En dan die volgende woord vir vandag wat ons wil leer wat te doen het met ons teks, is dat God het ons geken toe ons nog gevorm was as 'n babietjie. Nou sien jouself hoe jy gevorm word in jou ma se moederskoot. Vir sommige is dit 'n paar jaar terug, vir ander is dit dekades terug, maar toe jy as 'n klein mensie gevorm was in jou ma se moederskoot, het God jou reeds geken. So die volgende woord vorm word vertaal met bopa. Bopa. God het u gevorm. Baie spesifiek, intelligent het God u aan mekaar gesit. En dan die volgende woord wat vir Dawid groot laat bewonder, is dat God ken hom as klein mens, die skepper van die hemel en die aarde, ken vir Dawid, hy ken elke mens en die woord vir ken is tseba. Tseba is ons woord wat ons ook moet leer vandag, tseba, ken, en dan 'n bonuswoord vir vandag, om te verwonder te wees in God se grootheid en sy almag, sy alomteenwoordigheid, sy alwetendheid. Die woord wonderful, wonderlik, word vertaal met makatsago. Makatsago is ons bonuswoord vir vandag, so ons het hierdie 4 woorde wat ons vandag leer, en mag jy ook hierdie week dit gaan gebruik, daar waar jy in die gemeenskap leef. En dan die 5de afkondiging, die laaste een van vandag, soos jy kan sien, ons het hierdie mooi kalender, die 2021 kalender, en hy is nou beskikbaar, hy is beskikbaar by die kerk, Dinsdag wanneer hulle skoonmaak, kan jy daar gaan oplaai. Ek het 'n paar in my kar, indien ek verby ry, sal ek vir jou ook gee, as jy wil hê, laat weet my, en dan by JJ2 se ontvangs is daar ook van hierdie kalenders beskikbaar, so laat weet my indien jy nog nie een gekry het nie, en indien jy een kan kry by een van die oplaaipunte nie, laat weet my, ons maak 'n plan, en ons kry hierdie kalender, dat jy daarom kan weet, wat 'n dag van die jaar is. So dis die afkondigings vir vandag, kom ons luister na hierdie volgende mooi lied.
Ek wil u groet vandag met Psalm 29 vers 11. Nou net om konteks te gee, vers 1 tot 10 gaan oor hierdie ongelooflike groot storm wat van die see af inkom oor die land en dan noord beweeg. So 'n storm, groot wolke wat oor Israel beweeg, noord beweeg en binne hierdie storm word die magtige stem van die Here raak gesien. In die weerlig, in die donderstorm, in die harde wind, in die groot klanke word die stem van die Skepper raak gesien. En dan vers 11 sê die psalmdigter Dawid, sê hy vir ons, die Here gee krag aan sy volk, die Here seën sy volk met oorvloed. En dit praat oor die kragtige storm, wat ook baie in die nuus was hier by ons die laaste week, en waarskynlik sit ons en ons beleef storm weer buite, soos ons hierdie diens kyk, maar Dawid sê dat al is daar 'n groot storm, en God beheer die natuur, God het mag oor die natuur, hierdie selfde God, wat werk deur die natuur, gee ook krag vir sy volk, hy gee krag vir u en ek, en hy seën vir u en ek, met volheid. Die Hebreëus daar is natuurlik Shalom, wat beteken ook met vrede, hy maak ons vol met vrede. Baie mooi woorde, en dit is ook in die konteks van hierdie week met die storm Eloise, wat baie in die nuus is, en mag die Here ons ook veilig bewaar en beskerm in hierdie tyd. Mag die Here maak dat ons nie seer kry in die tyd nie, en die besittings wat ons as rentmeesters vir die Here gebruik, waarmee ons werk op hierdie aarde, mag dit ook bewaar word deur hierdie storm wat hier oor ons deel van die aarde beweeg. En mag die Here ons ook volmaak met vrede. So met hierdie woorde wil ek u groet, liewe gemeente, wees gegroet in die naam van ons almagtige, alwetende, alomteenwoordige God, ons Vader, en die Seun Jesus Christus, en wees gegroet in die naam van die Heilige Gees, wat ook met u is, daar waar hy nou is. Genade en vrede vir julle. Kom ons sing saam hierdie mooi loflied. Liewe gemeente, ons teks vandag is Psalm 139, 'n ongelooflike mooi psalm, 'n lied wat ons ook gereeld in die kerk sing. Psalm 139, maar voor ek vir julle lees, wil ek net 'n paar gedagtes in die wakker maak. En die laaste paar weke, baie in die nuus, was daar gesprekke oor die sosiale media toepassings, soos WhatsApp en Facebook, se privaatheid instellings. En baie mense raak ongemaklik om te weet dat groot maatskappye wat toepassings ontwerp, het jou inligting, en hulle kan daai inligting misbruik, en hulle kan daai inligting gebruik om jou te manipuleer, of om advertensies en so aan jou te stuur. En dit was baie in die nuus, en baie mense het 'n vrees, dat ander mense baie van u weet. Dat hulle jou inligting het, en weet waarna jy kyk op Facebook of WhatsApp, waarna jy belangstel, wat jy koop, en so kan hulle nog meer goed ook aan u verkoop deur advertensies. Nou, 'n mens wil nie ander mense wie jy nie ken moet van jou weet nie, maar vandag se gedagte gaan oor God.
wat u as mens ken. God wat die hele wêreld geskep het, daar's oor die 7 biljoen mense op die aarde, maar jy behoort aan die Here en die Here weet alles van u. Hy weet wat is jou drome, hy weet wat is jou vrese, hy weet wat is jou sukses in die lewe, hy weet waaroor jy omgee, hy weet jou gedagtes, hy ken dit. Dis wat Dawid in die Psalm vir ons sê. So, maak dit nie ongemaklik om te weet dat God so baie van u weet. Dit maak ons definitief ongemaklik om te dink dat 'n vreemde persoon wat geld uit jou uit wil maak, baie van jou weet. Maar maak dit nie ongemaklik dat God so baie van u weet. Nou wil ek u vra om die gedagtes wakker te maak van die alwetendheid van God. Wil ek u vra deur na hierdie ligging te verwys, Moketsi-stasie. Nou oor die laaste 150 jaar het hier al baie treine hier verbygekom, mense het afgeklim, mense het opgeklim, mense het goed gelaai op die treine. God weet van elke mens, elke trein wat hier verbygegaan het. God weet daarvan. God ken elke mens wat hier beweeg het. En God ken ook elkeen van ons vandag. Nou kom ons maak 'n lyn van Moketsi-stasie. En ons trek hom reguit tot by ons kerk in Gelaveld. Dis so 20 km. En ons trek hom nog 20 km verder dat hy Magubaskloof en Polisie insluit, dat hy basies ons gemeente se area insluit. Hierdie is nou die een verste punt en die ander verste punt is daai kant by Magubaskloof Polisie. So dis so 40 km. En hierdie lyn maak jy 'n sirkel mee. So 'n radius van 40 km hierdie sirkel sien jy nou in die verstand. So dit is so 40 km en jy maak 'n sirkel. So ek is op die een punt van die sirkel, die kerk is in die middel van die sirkel, tot by die ander kant van die sirkel. So dit is 'n redelike stuk aarde. Maar op die aardbol is dit nie eens 'n kolletjie nie. Nou dink ons in hierdie sirkel, waar binne ons leef. Elke huis wat hier is, weet u wie bly in daardie huis? U sal dalk 5% van die huise kan sê, ja, Deen bly daar, Deen bly daar, Deen bly daar, maar ken nie die mense wat in elke huis bly. Weet u wat is daardie persone se drome, se vrese? Wat is daardie persone se suksesse? Waar gee daardie persoon om? Dit begin al hoe minder raak, die 1%. God weet elke liewe mens, elke huis, wie daar bly. In hierdie stuk land weet God ook van elke liewe voeltjie, elke liewe dier, alles van alles in hierdie stuk aarde weet God. Nog 'n praktiese manier om verwonderd te raak oor die alwetendheid van God. Net 'n praktiese voorbeeld is, kom ons sê daar is 1 biljoen avokado's in Suid-Afrika wat elke jaar geoes word. God weet reeds voor daai avokado gevorm word, wie daardie avokado gaan eet. Net nog 'n manier om te dink oor die magtige alwetendheid van God. Hoe baie hy weet van alles, van almal. Dit maak 'n mens bang, maar dit gee ook vir mens vrede. En nie net op hierdie klein stuk waar ons leef nie, maar oor die hele wêreld weet God daarvan. Nou kan jy hierdie stuk grond vat en jy sê die laaste 100 jaar. Hoeveel mense het al beweeg hierdeur? Wat het al hier gebeur? Wie is al hier gebore? Wie het al hier deurgereis? Wie het hier gewoon? Wie het hier gewerk? God weet alles van almal. God is alwetend. Dis 'n gedagte wat ons verstand te bowe gaan. En dit laat ons net nog meer God waardeer en bewonder. Nou, net so weet God wie jy is, maar hy wil nie 'n wins uit jou maak of jy gebruik nie, jy het waarde vir hom, maar hy gee om vir jou en hy sorg vir jou en hy wil in verhouding met u ook leef. Hierdie alwetende God wat alles van almal van die hele wêreld en die geskiedenis en die toekoms weet, gee om oor jou as een mens, so klein soos wat ons is. 'n Ongelooflike gedagte en Dawid raak aan daai gedagte in Psalm 139. Maar voor ek dit lees, wil ek net vir u eers die woorde van Jesus lees in Matteus 10 vers 29. Dis inspirerende woorde
vir ons vir vandag. Ons lees hier Jesus wat leer en hy sê, is 2 mossies nie vir 'n sent te koop nie, en tog sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil van jou Vader nie. So Jesus sê vir ons, 2 klein voeltjies is so min werd, maar God weet wat met hulle gebeur. Van julle is selfs die hare op julle kop getel. Nou mense kan sê vir my is dit maklik, maar ek het daarom hare, dis net baie kort. Maar Jesus sê vir ons, elke liewe haartjie op jou kop is getel deur die alwetende God. Wat 'n gedagte. So baie mense in die wêreld en God weet presies alles van almal. Moet dan nie bang wees nie. Julle is meer werd as baie mossies. So die boodskap wat Jesus vir ons sê is, God is alwetend, hy weet alles van jou en hy gee om oor jou. Jy is baie werd vir hom en jy moet nie bang wees nie. Ook in 'n tyd, onsekere, onstabiele tyd waarin ons leef, Jesus sê vir ons vandag, moenie bang wees nie. God weet van jou, hy sorg vir jou, hy gee om vir jou, hy is lief vir jou as mens. Dan wil ek ook vir u lees, soos ons nou hierdie woorde van Jesus gelees het, dit laat ons ook dink aan Jesus se optrede in die boek van Johannes, in die eerste hoofstuk vanaf vers 43. 'n Baie mooi verhaal wat ook die alwetendheid van God uitbeeld, maar ook saam met sy alwetendheid die persoonlikheid, hoe hy persoonlik intiem betrokke wil wees met mense. Johannes 1 vanaf vers 43, die opskrif is Filippus en Nathanael. Dit gaan oor die disippels wat geroep word. Die volgende dag het Jesus besluit om na Galilea toe te gaan. Hy kry toe vir Filippus en sê vir hom, volg my. Filippus was van Betsaida afkomstig, van dieselfde dorp as Andreas en Petrus. Filippus kry toe vir Nathanael en sê vir hom, ons het hom gekry van wie Moses in die wet geskrywe het en van wie die profete ook geskrywe het. Dit is Jesus van Nasaret, die seun van Josef. Maar Nathanael sê vir hom, kan daar uit Nasaret iets goeds uitkom? Kom kyk, het Filippus hom geantwoord. So Nathanael het getwyfel, maar Filippus het gesê, kom kyk. Toe sê Jesus van Nathanael, toe hy hom sien aankom, hier is 'n ware Israeliet, 'n man in wie daar geen bedrog is nie. So hulle het nog nooit ontmoet nie, maar toe Jesus van Nathanael sien aankom, sê hy, hier is 'n ware Israeliet, 'n man in wie daar geen bedrog is nie. Nathanael vra hom toe, waarvandaan ken u my? En dis ook die tema van vandag, ken. Nathanael vra vir Jesus, hoe ken jy my? Waar ken jy my? Ons het nog nie ontmoet nie. Voordat Filippus jou geroep het, antwoord Jesus hom, toe jy nog onder die vyeboom was, het ek jou al gesien. So daar was 'n moment wat Nathanael onder die vyeboom gesit het, en Jesus het hom raak gesien. Jesus het geweet van hom. Dalk was dit iets wat Nathanael kan onthou, dalk het hy 'n gedagte gehad onder die vyeboom, en hy kon dit goed terugroep, en Jesus het gesê, toe jy daar gesit het ek jou al gesien. God sien ons elke dag. Toe roep Nathanael uit, Rabbi, u is die seun van God, u is die koning van Israel. So hy het in geloof gekom in Christus, hy het geerken dat hierdie mens wat hy hier voor hom sien, is die alwetende, almagtige God, wat mens geword het. Die koning van Israel, die seun van God, die Rabbi. Daarop sê Jesus vir hom, glo jy, omdat ek vir jou gesê het, dat ek jou onder die vyeboom gesien het, net daaroor, jy sal nog baie groter dinge as dit sien. So, die roepingsverhaal van Nathanael is 'n verhaal van 'n mens wat bewus raak van Jesus se alwetendheid. En Dawid, 1000 jaar voor Christus, het baie duidelik geweet van hierdie eienskap van God. Dat is nie 'n God vir wie jy iets kan wegsteek nie, maar dis 'n God wat alwetend is. Kom ons lees saam Psalm 139, maar kom ons sluit eers die oë. Here, dit gee ons vandag groot vrede om, ook in tye van storms, te bely dat U is die almagtige God, U is die alomteenwoordige God, en U is die alwetende God. Here, mag ons vandag, soos ons U woord bestudeer en U naam eer, deur gebed, deur Bybellees, deur sang,
mag ons ook deur u Gees gevorm word en mag ons ook so leef tot eer van u, want dit gee vir ons betekenis vir ons lewe. Amen. Vir die koorleier van Dawid, 'n psalm, en die opskrif is: U omsluit my van alle kante. Here, u sien dwars deur my. U ken my. Of ek sit en of ek opstaan. U weet dit. U ken my gedagtes. Nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly. U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Ons lees woorde soos bekend, u weet, u ken, u sien. God weet van u, ook waar u vandag is. God ken vir u nie net oor die algemeen nie, maar baie spesifiek, baie persoonlik, baie intiem. Ken God jou. Al jou diepste gedagtes, jou hartse begeertes, jou vrese. God ken u. Hy ken ook u drome wat hy vir u gegee het. U is nie net 'n nommer nie. God het u lief soos sy eie kind. Soos 'n ouer sy eie kinders lief het, so het God vir u lief. Ek wil aansluit by die gedagte van die alwetendheid van God en hoe 'n mens verwonder word daarin, want die Psalm vandag sê vir ons dat God weet wat jy gaan doen, of jy sit of jy opstaan, jou gedagtes voordat dit by jou opkom, weet God dit, of jy reis of jy oorbly ergens, God bepaal dit, hy is bekend met jou weë, maar dan kom die vraag van vrye wil in. Het die mens nog 'n vrye wil? Dis hoe ek die verhaal van Adam en Eva lees, is die mens het 'n vrye wil om te besluit hoe jy gaan optree, wat jy gaan doen. Maar hierdie Psalm klink dit of God reeds weet wat jy gaan doen. Jou dae, toe jy nog in jou moeder skoot was, is al reeds vooraf bepaal. My antwoord is wat Dawid in vers 6 sê, dit is te hoog vir my begrip, want daar is soveel verskillende opsies hoe jou lewe kan uitspeel, hoe 'n dag kan uitspeel. Ek lees vandag agter op 'n chappie papiertjie, gister lees ek agter op 'n chappie papiertjie, 'n skaakgame. In die eerste 4 skuwe kan die bord amper 'n half biljoen verskillende maniere lyk, as ek reg gelees het. Toe gaan lees ek dit op die internet. Hulle sê hierso, niks lyk meer georden soos 'n game skaak voor jy begin speel nie. Daar's 32 stukke, daar's 64 blokkies, dis netjies. Maar van die eerste skuif is daar 'n spiraal van chaos wat gebeur. Hulle sê na die eerste skuif van skaak, kan die bord, as albei spelers een skuif gedoen het, kan die bord 400 verskillende maniere lyk. As daar 2 skuwe plaasgevind het, kan die bord amper 200.000 verskillende maniere lyk. En as daar 3 skuwe gemaak is hy al op 121 miljoen verskillende maniere wat hierdie skaakbord kan lyk. En na elke skuif is dit net al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer hoe dit kan anders uitdraai van die geordelike skaakbord aan die begin. En hier sê hulle, die totale hoeveelheid hare op die kop van die hele mensdom is omtrent so 10 tot die mag 15. En die totale hoeveelheid sand op die aarde is omtrent 10 tot die mag 23. En die totale hoeveelheid atome op die aarde is 10 tot die mag 81. En hierdie skrywer sê hy dink die totale hoeveelheid skaakgames wat kan plaasvind oor ek hoeveelheid aantal skuwe is die totale hoeveelheid hare op die wêreld maal met die totale hoeveelheid sand op die wêreld maal met die totale hoeveelheid atome op die wêreld. Nou, sonder om te wetenskaplik te raak, as dit kom by die vraag van vrye wil, maar ook die alwetendheid van God. Hy weet wat jy gaan doen, waartoe jy gaan. Dan is my antwoord net wat Dawid in vers 6 sê, die wete oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. Psalm 139 vers 6. Die wete oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. Maar die boodskap wat ek uit die Psalm uitkry, is dat God het 'n groot plan vir elkeen. Toe jy nog gevorm was in jou moederskoot,
het God 'n plan en 'n wil vir jou lewe. En hy gee om vir jou en hy sorg vir jou en hy is lief vir jou. Ja, daar kan 'n mens een pad gaan of 'n ander pad. Jy het die vrye wil, maar die groot plan wat God vir jou het, is daar. En ek dink dit is wat vir Dawid vol vrede gemaak het. Dit is wat hom vol wonder gemaak het vir God. Net 'n gedagte wat ek by u wil los. Ek hoop nie dit breek jou brein soos dit my brein breek nie. Die Bybel sê vir ons is nie net 'n nommer nie. God ken ons op ons naam. Hy sien dwars deur ons. Hy weet alles van ons. Hy ken ons gedagtes. Hy bepaal ons lewe en met ons paaie, ons lewenswandel, is hy goed bekend. By God het ons 'n naam en hy ken ons persoonlik. Soos 'n ouer lief is vir sy kind, so het God vir u ook lief. En dan verder van vers 5. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Die wete oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. Nou om terug te kom van ons begrip, van ons kennis in hierdie klein omgewing in die wêreld, is dalk so min. Maar dit oorweldig vir Dawid om te weet dat God alles van hom weet. Meer as wat ons van enige mens weet. Selfs die eggenoot of die ouers of die kinders, meer as wat u van daardie persone weet, weet God van u. En dit oorweldig vir Dawid. Al hierdie insig wat God oor hom het. Al hierdie inligting wat God van hom het. Dit oorweldig hom. En ook dat God vir hom sorg. In hierdie tyd waarin ons leef van vrees en kommer, onsekerheid, onstabiliteit, weet dat God ken u. Hy sien u en hy gee werklik om oor u. En die uitdagings in u lewe is God daar om vir u te help, ook daardeur, en vir u om te laat groei daardeur en daardeur toe kom. God help u ook met die uitdagings in u lewe. God sê vir ons kan staat maak op sy sorg, want hy weet van ons, hy gee om oor ons. Ons kan by hom skaar en hy wil ook hê ons moet kies om saam met hom te leef, dat hy ons ook kan begelei in hierdie wêreld. Ons lewe is geskep dat ons moet saam met God wandel. God het nie mense geskep om alleen te stap in hulle eie pad nie. God wil saam met jou wandel. Soos hy saam met Adam in die tuin gestap het, soos hy saam met Abraham gestap het, soos hy saam met Dawid gestap het, en klomp mans en vrouens van die Bybel. God wil ook saam met u stap in u lewe, en hy ken meer van u, as wat enige iemand van u weet. Dan vers 13, verwonder Dawid homself. U het my gevorm, my aan mekaar geweef, in die skoot van my moeder. Ek wil u loof, want u het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat u gedoen het, vervul my met verwondering. Hier verwys Dawid na die kunstige manier van hoe God hom gevorm het, aan mekaar geweef het in die skoot van sy moeder. En dan vers 14, dis ons tweede punt vir vandag. Daarom het hy 'n wil binne hom. Hy wil vir God loof. Hy wil hom loof omdat God hom op 'n wonderbare wyse geskep het. Uit niks uit het God nog 'n lewe gevorm. En daarom wil hy vir God loof. Wanneer ons hierdie wonder van God raak sien, mag die Gees ook 'n wil binne in u meer en meer kweek. Die wil is reeds daar, maar mag daai wil ook groei en beheer vat, dat u wil vir God loof en u wil saam met die Here wandel, soos Dawid dit ook hier sê. Dan die derde punt, ons lees van vers 16. U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in die boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Nou vir elkeen, dink by u, sien jouself waar jy nog nie gebore is nie. Jy's in die skoot van jou moeder. God het jou daar gesien, en God het daar van die lewensdae van jou lewe in die boek opgeskryf. Daar waar dit donker is, en jy hoor net jou ma se hart klop, en dis 'n veilige plek. God het jou reeds daar geken, en hy het geweet wat die lewensdae vir jou gaan inhou. En hy wil daai lewensdae saam met jou leef. Hoe wonderlik is die gedagtes vir my, o God. Hoe magtig is hulle almal. As ek hulle sou wou opnoem, hulle is meer as wat daar sand is. En as ek daarmee klaar is,
sou ek nog steeds met u te doen hê. Hier sê Dawid dat God wat alles van jou weet, wil die beste vir jou hê. Hy gee om vir jou. Sy gedagtes vir u is wonderlik. Sy gedagtes vir jou lewe is magtig. Hy wil die beste vir jou hê. En dit gee ook vir ons vrede en troos. En hy sê in vers 18, as ek hulle sou wil opnoem, hulle is meer as wat daar sand is. Al die goed wat God van jou weet, sy gedagtes oor jou is meer as die sand. Hy weet so baie van jou. En as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met u te doen wil hê. Dit gaan oor die ewige verhouding met God, met jou Skepper. Daar's nie 'n laaste hoofstuk nie. Daar's nie 'n afsluiting nie. Hy wil nog steeds met God te doen hê, nadat hy klaar is met al die gedagtes, soveel sand wat daar in die wêreld is, nog steeds wil Dawid te doen hê met God. Hy wil in 'n ewige verhouding met God leef. En daardie wete vir ons, dat ons in 'n ewige verhouding met God kan leef, gee vir ons baie vrede. Hierdie verhouding van mens en God het ook nie einde nie. Mag u weet dat u in ewigheid saam met God kan stap, in hierdie lewe en ook later, want hierdie God is lief vir u. Ons het ook weer laasweek beleef by die doop, dat wanneer jy gedoop word, leef jy binne hierdie waarheid, dat God omgee vir u, jy behoort aan hom, jy is syne. En ek wil u graag vandag wegstuur met die wonderlike versekering, mag u vandag, hierdie week, hierdie jaar en in die lewe, mag u saam met God wandel, die God wat alwetend, almagtig, alomteenwoordig is. Mag jy bewus wees van sy teenwoordigheid, mag jy bewus wees van sy liefde, mag jy bewus wees van sy krag en vrede, en mag jy ook leef tot eer van die Here, en mag jy ook leef in groot verwondering, soos Dawid in Psalm 139. Amen.